Ek gaan sommer begin, Steve Hofmeyr, baie dankie, dit is 'n groot voorreg. Ek moet sê, Steven, baie dankie. Voorreg om 'n deel te wees van hierdie gesprek en ook van die oorsee. Kom ons met 'n projek van nou, né? Jy sê vir my ook meer vertel daarvan. yes, ek sê 'n bietjie meer vertel van dit. Dit's Oorsee is my baby op die oomblik en ja, hy het 'n diep betekenis vir my en ja, ek sal dieper in dit indelf tydens die interview. Maar ek wil definitief begin net met sê dis 'n groot voorreg. Ek meen vandat ek kan onthou, is jy ergens in my gedagtegange, ergens op die TV, ergens hardloop jy rond met lang hare, besig om harte te breek, besig om 'n mooi liedjie te sing. Dit is regtig 'n groot voorreg om uiteindelik met jou te chat. Luister hierso, ek doen dit al so lank. Ek is 'n deel van die furniture en dis nie net fisiese furniture nie, dis kulturele furniture. Jy kan my nie meer uitsny nie. Ek staan partykeer objektief buitekant myself en kyk in. Net nou die dag moes ek 30 van my eie liedjies uit my kop uitken. Toe moes ek hulle ook maar gaan Google om te kyk wat is die lirieke nou weer en dan kom ek agter. Mense Dis sing die nie verkeerde lirieke al vir 30 jaar. Dis nie die eerste keer wat ek hoor dat kunstenaars dit doen nie. Ek het 'n YouTube interview nou die dag gekyk van bekende kunstenaars, ek gaan nie die name noem nie, wat hulle moet gaan Google. Wat het hulle actually gesê op sekere songs? En Ja. ek het dit gevind, dis nogal baie snaaks, maar toe dink ek nou daaroor, dink ek myself, jy het seker maar soos al 1000 liedjies geskryf, so dit maak sin. Wel, Ja, ek het al so 200 geskryf wat opgeneem is. Nou die res is duisende liedjies wat hier rond lê, maar ek dink nie hulle tel nie almal dit sulke liedjies. Maar die wat opgeneem is, dink ek is 'n mylpaal. Dis baie en ek het nog nie opgehou skryf nie. Daar word minder van ons verwag met die skrywery omdat die dae van albums is weg. Jy weet, plate, CD's, kassette waar jy 18 liedjies gehad het om vir mense te wys wat 'n tipe kunstenaar is jy. Nou het jy 'n single wat jy uitbring, miskien 2 jaar. Met daai single moet jy maar gaan vir die laagste hangende vrugte en hoop mense hou van wat jy sing. Maar dis jammer want dit beperk jou as 'n kunstenaar. En hoe mense jou sien, jou waarneem, jy weet. ja, ek meen die tyd toe ons Suid-Afrika verlaat het, toe's musiek al klaar op pad uit. En ja, ek dink nie eens Apple Music het werklik wat vlam gevat in daai tyd nie. En toe ons in Engeland is, ek is nou in Australië, maar voordat ons nou hiernatoe gekom het, in Engeland toe Apple Music en daai tipe goed nou begin vlam vat en ons het nou begin kyk, jy kan actually al die musiek luister in die wêreld net vir 'n subscription. Dan dink ek, wow. Maar jou eerste vraag was, hoe word die artist betaal? En ek het nogal ek het so 'n paar maande terug met Rhino Velvet. Ek weet nie of jy ken jy I'm My Lam? Dis dis Rhino Velvet se song. Nou Rhino Velvet se broer is een van my Pragtige song. ja, dis 'n great song. Rhino Velvet se broer is een van my beste vriende. Hy woon hier in Australië. En dis hoe ek vir Rhino ook geleer ken het en in 'n interview met hom geskor het, maar hy het my bietjie vertel van hoe die streaming werk en die betaling. So ek het altyd was altyd nuuskierig en so, ja. Maar aangesien ons nou praat oor jou musiek, laas jaar, en nou ek het nou voor al my interviews doen ek maar my research. En laas jaar het jy gedoen Steve doen A Beautiful Noise, die Neil Diamond projek. Die Neil Diamond werk. Nou hierdie jaar doen jy Steve. Wil jy vir ons 'n bietjie meer vertel van dit? Ja, dis al reeds verby. Yes, dis maar 'n projek. Ek wou fisiek graag hierdie twee agter die rug gekry het. Dis my twee belangrike projekte gewees. Die Steve doen Beautiful Noise was natuurlik al die musiek van Neil Diamond, wat mense nie weet nie, maar van my 35 CD's was my Beautiful Noise my tweede grootste verkoper gewees. So mense het, ek weet nie hoekom nie, dis miskien 'n nuwe generasie wat hom ontdek het, maar dis net sulke lekker musiek en dit pas so in by ons kultuur en ons kunste en ons musiek en is swaalf country en is ook nie en is so 'n bietjie Amerikaanse West Coast ballades en dis so 'n bietjie van alles. Dit is baie soos die Europop genre. Dit pas net by ons. Jy weet, ons dans daarop. Het ek die Neil Diamond toe gedoen en toe hierdie jaar het ek besluit om terug te gaan omdat ek nou al amper 40 jaar in die bedryf is en amper 60 jaar oud is, besluit ek kom ons kyk na my eie materiaal. En ek het so 30 liedjies uitgesonder en hulle gedoen oor 'n tydperk van so 2 ure daar gestaan en net nostalgies geraak, teruggegaan so lank terug. Ek dink ek was vir die jongste van daai liedjies was ek omtrent 16 toe ek dit geskryf het. Meeste van hulle het ek geskryf toe ek so 20, 21 jaar oud was, liedjies soos Laaste Lag en Agter Elke Man. Alles regdeur tot treffers wat
tot 2 maande terug uitgekom het. So wat 'n wonderlike voorreg om terug te gaan. Dis amper vir 'n sanger ook. Ek bedoel, is nostalgies vir die publiek, maar vir 'n sanger ook, jy weet, dis amper soos om deur jou ou autobiografie te blaai en terug te gaan in tyd as jy daai liedjies sing. En dis wat gebeur het op die 2 aande. Dit was 'n jaar uitmekaar uit. Die ene was 2023 en die laaste ene was nou 2024, so 2 weke terug. Dit is amazing. Ek meen, en dis nou hoekom ek sê altyd hierdie is 'n chat, dis nie 'n interview nie, want ek doen my research tot op 'n punt en daarna laat ek dit net vloei. En nou dat jy agter elke man noem, is ek reg as ek onthou daar was actually 'n movie gemaak met dieselfde titel. Dis reg. Yes. Ja, En nou die nou reeks, onthou, né? daar was Ek was 6, Ja. 7 jaar oud toe dit uitgekom het. Dis ongelooflik want die reeks het uitgekom toe ek omtrent 16 jaar oud was. So die eerste reeks was op televisie terwyl ek op skool was. Ek het dit ook gekyk. En toe was Antistini al daar en ek het nog vir my ma gesê, sy moet nooit worry nie, ek sal nooit eendag so opeindig nie. Hemel, daar eindig ek toe letterlik 4, 5 jaar later letterlik op daai stoep het ek opgeëindig. So ek was eers in die tweede reeks. Teen daai tyd was ek nou al klaar met skool, klaar met weermag. Ek het toe drama gaan studeer. Ek was so in my tweede jaar toe hulle 'n klomp studente gesoek het vir 'n film genaamd Campus, 'n studentefilm. Maar dit was dieselfde mense wat agter elke man gemaak het. En Frans Marx het my toe geloop en gesê, "Sou jy belangstel in 'n rol?" Ek is 'n bietjie rou, het hy gesê, maar hy kan werk met my. En daar het hy my gevat en my omtrent pak gegee vir 3 jaar in die dissipline van toneel speel voor die kameras en what have you. Maar dit was 'n baie goeie leerskool en so het ons dan die 52 episodes voltooi van die tweede reeks van Agter elke man. En eers daarna, 4, 5 jaar daarna, het hulle die film gemaak om dit af te bind, om Agter elke man nou klaar te maak. Dis eers toe wat ek die liedjie geskryf het vir die film. En toe het nooit weer teruggekom nie, wat jammer was. Van daar af het dieselfde mense Igoli Plek van Goud gemaak en toe die helfte van hulle aangegaan en Sewende Laan gemaak. En so het die sepies toe begin in Suid-Afrika. Ek het 'n paar dae terug 'n vroutjie van Sewende Laan geïnterview. Sy het 13 episode gespeel in Sewende Laan, Marley van der Bil, en sy woon hier in Melbourne. So toevallig het 'n ander vrou wat ook plays en so skryf my gekontak gesê, maar ek moet met haar chat. En toe kontak ek haar en dit was 'n wonderlike gesels. So hulle het 'n Afrikaanse produksie hier geskryf in Australië en hulle vat dit nou Vrystaat toe. En ek sê nou maar julle het dit die verkeerde kant om. Gewoonlik skryf jy dit in die Vrystaat en jy kom strop. So nee, dit is 'n klein wêreld, ek moet sê. En Wel dis nou presies die rede, die wêreld het so klein geword dat die kruisbestuiving is nie net meer in een rigting nie. Jy weet, julle kan ons al iets leer van Afrikaans van daar waar julle is, want julle kry 'n ander dinamika van Afrika, 'n ander dimensie van ons taal, ander dimensie van ons kultuur. Daar's ook baie van mense wat nou oor kan die see sit. Ek praat van 'n klomp lande wat ons weer ietsie kan kom leer van ons kultuur en hoe dit werk. Dis 'n wonderlike voorreg. Ek het altyd gesê ek gaan vir die regering elke jaar 'n dankiebriefie stuur, want as gevolg van die feit dat hulle so onvermoond is, kan ek reg deur die wêreld toer en Suid-Afrikaners ontmoet. Wat 'n groot voorreg. Dit is 100% waar. En ek moet sê, kyk, ek en my vrou, toe sy 2015 na my toe kom en sê, luister hier, ek dink ons gaan Suid-Afrika verlaat, want ek het sopas vir werk ons gedoen in Engeland. Toe sê ek vir jou jok. Want ek het in die strand gebly. Nou as jy enigiets van die strand in Gordons Bay en daai areas weet, dit is soos om heeltyd op vakansie te wees. Maak nie saak wat se werk jy daar doen nie. Dit is lekker om daar te bly. En ek het al gesê ek sal nooit trek nie. En toe ek weer sien, toe ek op 'n vliegtuig en toe klim ek by Heathrow lughawe af. En dis ek so, wow. So elke keer as ek 'n Suid-Afrikaner ontmoet het, en dis baie, het ek vir myself gesê, dit is ongelooflik dat ons so ver en wyd verspreid is. Maar wat my altyd gepla het, en dit is waar ons see 'n bietjie die gap vul, is dat daar word nie genoeg lig geskyn op die merk wat Suid-Afrikaners, Afrikaners in die buiteland maak nie. So elke keer as ek iets hoor van enige significance wat 'n Suid-Afrikaner doen in die buiteland, dan share ek dit op Orsee. En Orsee se community het nou al so gespring en die app het nou al net shy van 5000 members. Die YouTube kanaal trek ook omtrent daar by dieselfde hoeveelheid rond. En ons probeer soveel mense wys dat jy is nie gelimit deur die feit dat jy Afrikaans is of Suid-Afrikaans is. Jy kan 'n merk los in die buitekant en mense in Suid-Afrika sou jou raak sien.
En aangesien Ja, ekskuus. nee, ek wil Maar net sê gelukkig lê julle reputasie julle ver vooruit, ons Suid-Afrikaners reputasie lê ons ver vooruit vir ons skills, vir ons gewilligheid om te werk oor see. Ons lewe in 'n tyd waar immigrante en vlugtelinge baie slegte reputasie het, dat hulle rondreis agter ander lande se belastingvoordele. Maar jy kan dit nie van Suid-Afrikaners sê nie. Ons is nie leigat nie. Ons kom op 'n plek en ons maak 'n verskil. Of ons werk baie hard. Ek sien dit van ons jong boere in Amerika. Hulle word baie hoog geag daar. Dit was nog so in Nieu-Seeland ook. Toe ek nog laas daar was daar net met lof gepraat van die Suid-Afrikaners oor see. Ja. Nee, ons weet wat ons het tuis. Ek seker almal verlang so 'n bietjie en almal sal weer kom kuier en niemand gaan altyd permanent weg nie. Jy's altyd so half ankerloos en dan gooi jy maar 'n anker op 'n ander plek, maar jy weet as jy die gedigte van Elizabeth Eybers gelees het, sy het dit al gedoen in die 50s. Toe sy Europa toe gegaan het, sy het net nooit heeltemal afskeid geneem van Suid-Afrika nie, in haar siel in elk geval. En sy het nooit weer teruggekom Suid-Afrika toe nie, maar 'n stuk daarvan sal altyd by jou bly en lyk my daai stukkie baat jou goed in ander lande waar jy goeie mense is. Jy het 'n redelike beskawingspyl agter jou en jy is nie bang om te werk nie. Ja, en jy slaan die spyker op die kop. Want as ek werk by 'n Christenskool. Hierdie is nie my wat is my logo. Hierdie is nie my daytime job. Hierdie is 'n hobby. Hierdie is 'n passie. Ek werk by 'n Christenskool. Ek is die IT manager. Wel, IT coördinator noem hulle my hier en elke een van ons Suid-Afrikaners wat in die skool is en ons is baie, stem saam op een ding. Ons is daar om te werk. Ons sit nie net rond die dag en doen niks nie. Ons kom in die oggend, ons doen ons werk en ons gaan huis toe in die middag en ek is nie skaam om te sê nie, dis baie meer as ek vir baie Australiërs kan sê. Baie van hulle ry maar net die system, hulle ry maar net op die coattails van die government. Hulle vat dit al vir granted, waar ons is hier om 'n merk te maak. En en ek moet sê dat ek het baie min nie 'n ander Suid-Afrikaner in Engeland of Australië ontmoet wat nie op dieselfde missie is as ons sê. Ja, dis wonderlike nuus. Jy sê 'n baie belangrike ding daar. Hoekom julle vir my kultureel belangrik is, as ek sê julle, praat ek nou vir eintlik almal wat op 'n stadium uit die grense van Suid-Afrika is wat jy kan terugvoer in die kultuur, kan ons nie doen nie. Ons werk met ons kultuur soos hy lyk as hy normaal is. En raai hoe lyk hy as hy normaal is? Hy is onder nood. Ons floreel kultureel desnoods uit hoeke uit in klein minderhede waar ons onderdruk word en gemarginaliseer word. Nou dis nie ongesond vir 'n kultuur nie. Dit hou hom lewendig en hy beklei dan harder vir sy kunste of hy beklei harder vir sy bestaan of vir sy taal of vir sy universiteite of sy opvoeding. Julle beweeg nou ook as 'n minderheidsgroep na 'n plek toe waar daardie klein hokkies nie bestaan nie en ons almal wil weet hoe sou die Afrikaanse en Afrikaner kultuur gelyk het as hy nie onderdruk was die hele tyd nie. So ek sit met oop oë en ore en wag van julle kant af om te hoor wat gebeur met die Afrikaner kultuur van daai kant as hy nie onder stres is nie. En dis die tweeledige bydrae wat ons lewer tot daai ding genaamd die kultuur. As jy gaan kyk na byvoorbeeld nou, so daar is 'n paar verskillende denkwyse van wat jy nou uitgeleg het. So as jy nou gaan kyk 'n paar dekades terug na die Afrikaners wat oorgegaan het Argentinië toe. Nou moet jy in ag neem, hulle het gegaan voor selfone, voor internet, voor Facebook, voor al daai goed. Hulle is nog so Afrikaans as wat jy hulle gesien het in die 1920s. Hulle kry swaar en hulle is besig om uit te sterf. Ek het actually 'n dokumentêr gekyk op hulle en baie van daai kulture is maar aan die uitbeweeg, want ook die area waar hulle gesettle het is maar baie remote en so. Ja. Maar nou kyk jy na hulle was ook baie minder in daai dae. So hulle is dadelik verswelg deur ander tale en kulture. Hulle het 100 jaar gehou. Ek meen dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik. En hulle praat die taal nog so mooi. En ek praat nou van die taal asof ek nou 'n passievolle advokaat is vir dit, maar ek is maar so gebesoedel deur die Engels van Oorsee. Dit is net ongelooflik. En toe ek Oorsee begin het ek hom begin as Engels. Yes, die naam is Oorsee, maar ons is maar vir my gaan dit daaroor Suid-Afrikaners is nie net Afrikaners nie. Dit is Engelse, dis allerlei verskillende kulture. Ja, natuurlik. En ek het bietjie gekyk na hulle kultuur en wat hulle deur is. En dan toe ek nou gekyk na byvoorbeeld die Afrikaanse klub in Australië wat byvoorbeeld deur Arno Nel van SA Wens begin is
en hy het dit toe oorgegee op die ouend aan die jonger span en hulle is bietjie meer connected. So hulle is nog hulle het nog kontak met hulle mense terwyl hy is in Suid-Afrika, hulle gaan kuier elke nou en dan, maar hulle doen baie goed om hulle kinders eerstens Afrikaans te skoleer en om maar basies op 'n daaglikse manier Afrikaans te praat, Afrikaans sy wens te doen, al daai tipe goed. Hulle het nou net hulle Noosa Afrikaanse kamp gedoen. En nou kyk ek so 'n bietjie daarna en dink ek myself, "Sjoe, die video's en foto's wat hulle post, dit is nou niemand kan so lekker kuier soos 'n groep Suid-Afrikaners nie." Ek sal vir jou jok. En ek is baie spyt. Ja, dis daar waar jy die meeste ontspan wat jou ware weet nie inhibisies nie. Dis hoekom ons praat oor braai en dans en sokkie, dis en jag en die dinge wat ons hier doen, dis waar ons nie hoef te konsentreer op wie ons is nie. Jy weet dit jouself. Nee, dan sal ek as 'n Afrikaner enige plek in die wêreld uitpak. Ons is nie moeilik om 'n partytjie te hou nie en jy moet ons keer of ons of ons hou nie op nie. Presies. Maar okay, ons het nou ons het nou baie te veel gechat oor steeds Suid-Afrikaner. Hierdie interview is oor jou. Jy het nou sopas klaar gemaak Steve doen Steve. Laas jaar het jy gedoen Steve doen Neil Diamond en jy is nou letterlik ek het nie eintlik 'n klou waarmee jy op die oomblik besig is nie. Wat ons hier wil weet is wanneer kom jy bietjie Australië toe? Spoegwol was nou net hier en ek moet vir jou sê, yes, ek is nog ek's relatief jonk. Ek het nou hier 40 geslat. So dit was vir my 'n amazing experience. Ek het hulle gaan haal by die lughawe. Ons het 'n videokamera so goed in die bakkie gehad en terwyl ons gery het na waar hulle verbly was, het ons 'n bietjie gechat en daai tipe goed bietjie na hulle musiek geluister. Dit was ongelooflik. Maar op die einde van die dag, so great soos wat al daai goed is daar die voorvaders van en moenie oud voel nie. Van alles wat Afrikaanse entertainment is jy's 'n embodiment van dit. Verskoon my Engels vir al daai kritiek daar buite. Maar ek waardeer dit. Nee, dankie. En ons ek waardeer dit. Ek doen dit al lank genoeg en kyk, ek is 'n groot fan van Daniel. Hulle bring so 'n bietjie nuwe energie. Ek vertrou op hulle om die energie van die Afrikaner kultuur in die jeug te behou. Daar gaan al hoe meer jong mense wees wat sê nee, eers hierdie ou mense. Dit klink soos oud. Dit klink soos 'n groot trek. En daarom is die jong ouens nodig en ek's 'n groot bewonderaar van die jong kunstenaars en die rockers. Dit was so 10 jaar gelede, dit was so 20 jaar gelede met Fok of Polisiekar. En dan 20 jaar voor dit was ek 'n jong ou gewees. So dinge gaan aan. Maar ja, ek het my kultuur benader van verskillende hoeke af sodat jy sal weet. Ek was op die verhoog gewees met teater. Ek was in die musikale blyspele en toe die filmbedryf natuurlik en die TV-bedryf en toe die musiek van hierdie kant af. En natuurlik het ek so 11 of 12 boeke geskryf. So ek is 'n volle kultuurdier. Ek verswelg myself daarin. Ek raak weg daarin. Baie keer as ek mense kwaad maak met politieke uitsprake, vergeet hulle dat ek nie 'n politikus is nie en ek wil ook nie een wees nie en ek sal moontlik nooit een word nie. Ek is 'n kultuurdier en ek beklei vir die oorlewing van die agente van daai kultuur en dit is my mense. So ek dink ook natuurlik omdat ek natuurlik 30 jaar langer sing as die jong ouetjies, kom ek met gaan sing ook vir die mense wat eerste voet aan wal gesit het daar in Australië, die mense wat eerste hulle goed gepak het, die mense wat die meeste nostalgies is, die mense wat aan die Stinie letterlik gekyk het op TV. Hulle was daar toe agter elke man die eerste keer. So daai mense het baie nostalgie. En daarom is my konserte groot en gewild, maar ek het so vroeg begin met Australië en Nieu-Seeland met Arno. Ek hoop iemand gaan vir hom 'n monument bou op 'n dag vir wat hy doen vir die kultuur aan daai kant. So ek het so vroeg begin dat daai konserte was aanvanklik baie klein en hulle het gegroei totdat jy later 2 of 3 konserte in Perth moes doen tot dit Auckland daar verkoop. Toe ek en hy natuurlik Dubai toe gegaan, ons is Amerika toe, ons is Kanada toe en baie dieselfde aftrek daar gekry. Ja, so ek's ouer, ek kom met meer musiek, ek ken meer liedjies uit my kop uit en ek kan jou langer besig hou as die jong manne. Ek moet sê, en vir iemand wat jy het gesê is amper 60, doen jy baie goed om aan jou hare vas te hou want ek meen, nee, jy kan sien hier is nie baie hoor nie, kyk daar. Ek sukkel hoor, ek is soos elke nou en dan kyk, wat doen Steve? Nee, ek kan myne maar net sowel afskeer, daar's nou niks oor nie. Ek sê vir my vrou, laat ek dit maar net afhaal en 'n bietjie Kojak, sy sê nee, moenie dit doen. Maar jy het gepraat so vinnig oor Daniel en ek moet sê jy sal fyn doen. Maak net seker jy trek jou hemp teen die derde song uit. En jy is reg daarmee. Gooi 'n bottel water oor jou uit. Maar luister,
Ek het hierdie gesprek met my seun wat ook sing. En as jy nou jonk is en jy begin, jy het al daai stamina en dan doen jy back somersaults op die verhoog en jy klim teen die gordyne uit en jy spring op die tannie se skote. En as ek vir my seun sê, jy weet die materiaal moet sterk genoeg wees dat jy nie daai goeters hoef te doen nie, dan wys hulle vir my video's van myself 30 jaar gelede waar ek presies dieselfde gedoen het. So Ja. nee, ek hoef op my ouderdom nou gelukkig nie meer terug te val op te veel van daai dinge. Die liedjies praat vir hulle self. Ek dink jy moet begin vertrou in jou repertoire. So ek kan daar vir 2 ure op daai verhoog staan, ek klou in daai mikrofoon vas en ek laat die liedjies die werk doen. Soms met 'n bietjie van 'n video in die agtergrond. En dit is gewoonlik genoeg. Maar ek dink 'n goeie vermaaklikheidskunstenaar, hou hierdie goeters dop. Jy bou jou konsert na 'n rigting toe. Ek het vir my seun op 'n stadium ook gesê, jy spring in die eerste liedjie af en doen amper alles wat jy Ja. gaan moet herhaal in die volgende 28 liedjies. Wat gaan jy doen by die 30ste liedjie? Jy weet, hierdie dinge moet 'n ou maar vir jouself uitwerk. Maar die jeug, worry nie oor die goeters nie. Gee net vir ons die energie en die ligte en die lawaai en almal is gelukkig. Maar ek sing nou vir 'n gehoor wat regtig 3/4 van hulle wil net sit en teruggevat word vir 'n uur en 'n half op 'n trip. En dit doen Ja. ek graag. En ek geniet dit en soos ek ouer word, geniet ek dit al hoe meer. Maar ek op die einde van die dag, ek meen ek kyk na wat jy doen. En ek kyk na wat al die ouens doen wat van Suid-Afrika oorkom. En ek bewonder dit. Ek het 'n bietjie die band ding getraai na skool. Ek dink ek het relatief okay gedoen en ek sou seker daar sou as ek aanhou daarmee, wie weet, dalk sou ons by een of ander ou se 16de dronkste verjaarsdagpartytjie gespeel het. Maar dit sou seker net daar geëind het. Ek het nooit ophou skryf nie en ek is 'n groot aanhanger van musiek. En dis Ja. hoekom Maar laat dit vir jou 'n inspirasie wees om te dink dat is nog steeds dieselfde 5, 6 groot verkopende kunstenaars wat eintlik maar die afgelope 20 jaar dieselfde mense besig hou. En dit kan nie wees nie. Daar moet meer kunstenaars wees wat deurbreek en dit sê vir jou die plafon is hoër as wie jy gedink het en die drempel is laer. So as jy nog skryf, moet nooit ophou nie en as jy sing, gaan aan daarmee. Partykeer moet jy ook 'n bietjie gelukkig wees, miskien op die regte tyd en die regte plek. Jy moet ek het 230 liedjies geskryf wat opgeneem is, het ek nou vir jou gesê. Maar ek sê vir jou jok as ek sê 30 van hulle was treffers, jy weet, 15 van hulle was redelike groot treffers en so 4 of 5 van hulle was enorme treffers. So ek moet 4 of 5 enorme treffers kry en om dit te kan kry, moet ek amper 230 liedjies skryf. So mens moet nie te ongeduldig wees met jouself nie. Dis baie werk en jy moet so 'n bietjie gelukkig ook wees. ek is die rots agter julle wat julle support. Glo my. Ek dink ek het opgegee om musiek te probeer skryf myself. Ek skryf nog steeds wel gedigte en dit is maar vir my skoonma se entertainment as sy daar in Mosselbaai sit en dit lees en sien dat haar skoonsien is tog dieper as wat sy voorgekom het. Maar ek moet sê dat ek het jou musiek geniet en ek het baie van dit geluister, ek het oor geluister en toe ek die eerste keer ek het jou gesien op TV, né? Toe so lank terug as ek kan onthou, het ek gesien daar was jy met 'n kopband om jou kop of iets, ek kan nie onthou nie, en lang hare. En toe ek weer sien toe speel jy in 'n movie wat ek kan ongelukkig nie die naam onthou nie, maar dit was oor jy was agter almal se grond aan in die diamante, was dit Platteland of wat was daai fliek se naam? Dit was Platteland, ja. Platteland, Dis yes. reg. Dit was 'n Ja. great movie en ek het dit gekyk terwyl ek nog in Suid-Afrika was. En dit is nogal jy moet jy in consideration neem want as jy my vorige interview sien, sê jy sien dat enigiets wat Afrikaans is, ek dan eers begin gryp toe ek oorsee gewoon het. Want ek het 'n verlange gehad vir alles wat Suid-Afrikaans is, want ek het dit nie meer om my gehad. En toe skielik Ja. kyk ek na Afrikaanse musiek en Afrikaanse movies en Showmax en dit en Boersige Vrou. En jou Platteland movie het ek gekyk terwyl ek nog in Suid-Afrika was, kosher, nie in die idee dat ek Engeland moet nie. En ek het dit verskriklik geniet. En ek het dit 2, 3 keer gekyk. En dit was vir my fantasties movie. En jy was vir my op daai stadium die Stefano De Mero van Afrikaanse TV. En vir die ou balle wat hier sit en die storie kyk, die YouTube video kyk, sal weet wie Stefano De Mero is. As ek dit nou reg pronounce. Jy weet definitief want ek kan sien hoe jy lag. Yes. Ja, nee. Maar ek het 'n voorkeur vir daai tipe karakters, jy weet, om die hoofrol te speel en mooi tande te hê en te glimlag en die gul te wen op die einde. Ek het al lankal gesê ek wil nie daai rolle hê nie. Ek was op dramaskool, gee vir my so 'n bietjie meer. So ek het altyd die ou gekry wat of net sleg was of half sleg was of sleg gaan word en ten minste doodgaan op die einde. My karakters oorleef nie reekfilms nie, hulle sterf in 'n reën van koels. Gelukkig in Carlien se arm is wat my dogter gespeel het op daai stadium, is nie 'n slegte manier om dood te gaan nie. Ek het gedink dis daai kroutjie diep
stem, jy weet, wat almal net so dit trek almal so in, jy weet, en dan skielik dan slaat jy. En dit was my regtig fantasties. So ek moet bietjie Showmax ongelukkig het is nie meer hier nie. Hulle het besluit om te onttrek in Australië. Anders het ek regtig vir jou Pragtig. Ja, dit is baie hartseer. En ek het nou die aand met Skalk Besuidenhout gechat. Ek weet jy ken seker vir Skalk Besuidenhout, hy is komediant en hy bly in Bellito, saam met hy bly naby Bobby van Jaarsveld. En hy toer op die oomblik Australië en ons het so 'n bietjie gesels daaroor. Ek en Bobby het gesels daaroor. En dis maar ja, ek wil nie te diep in daai gaan nie, want dis erger as politiek om te praat oor Showmax. Ons kan eerder praat oor politiek. Arno het my gewaarsku, Steven, wat ook al jy doen, moenie met Steve Hofmeyer politiek. Bly weg van politiek af. Politiek, rugby en kerk, sê hulle, moes die drie dinge wat jy nie mag bespreek nie. Yes, en ek dink myself na die tyd, ek vra vir hom, Arno, het Steve 'n sin vir humor? Want ek wil definitief vir hom 'n politieke vraag. So, lank storie kort, as daai episode tog op my beskikking was, sou ek jou definitief gaan jag het en bietjie vir my kinders dit gesit en wys het. My kinders is baie Australiaans op die oomblik, maar my seun verstaan Afrikaans en hy's baie lief vir Afrikaanse musiek. En so elke nou en dan, wel, letterlik elke dag, speel ek vir hom, dis of Heuwels Fantasties, dis Spoegwolf, dis Arno Casus het nou 'n great nuwe sang uitgebring, hoe gaan dit, wat ek regtig mal is oor, ek het hom geïnterview nou onlangs, en hy soek dit die heeltyd, hy soek net dit. Jy het Ja, kyk, dit dalk, dit kan een van die negatiewe goeters wees, is dat jou kinders die generasie sal wees wat Afrikaans sal verloor, tensy jy regtig baie hard werk om dit lewendig te hou. Hulle kom nie met jou momentum, jou liefde, na jou nostalgie, hulle het nie platteland gekyk nie, op jou ouderdom in elk geval nie. So daar is 'n kans dat die jeug, een van die tragiese dinge is dat as die taal en die kultuur oorleef oor see, is omdat ouers regtig toegewyd is om dit te laat oorleef. Maar ek moet vir jou sê, daar is nie enige waarborge nie. Ek dink dit is moeilik tog kry miskien vroeër dat die Afrikaners wat daar aanland éventueel in elk geval graviteer na dieselfde braais toe, kry mekaar maar by plekke. En dan is daar ander wat natuurlik baie makliker oorslaan na Engels toe en ook daar 'n vriendekring kry en dan bring hulle terug na die konserte toe. So ek dink daar's 'n mengelmoes van dinge wat gebeur wat 'n ou seker nou nie kan bepaal nie, maar ek weet dit is nie 'n gegewe dat ons kultuur vir altyd en ons taal vir altyd sal oorleef buite die grense van die land waar ons afhanklik is van dit nie. Ek voel die kultuur sal dit langer maak as die taal. En ek het dit gesien in my eie kinders. As jy nie die taal gereeld praktiseer by die huis nie, dan gaan die Aussie of die Brits begin inneem en dit is verstaanbaar want almal by die skool praat Engels. So hulle gaan daai Engels praat. Ek is gelukkig om in 'n skool te werk. My kinders is in die skool waar ek werk. En omtrent 30% van al die onderwysers daar is Afrikaans. En yes, hulle praat Engels want die kinders is maar Engels, maar wanneer hulle tydens pouse of so die Suid-Afrikaanse kinders daar sien, dan begin praat hulle met hulle Afrikaans en ek is so dankbaar vir dit. En daar is mense wat is wat op wêreldwyd in Afriforum adverteer en hulle sê maar luister, ons sal jou kind Afrikaans leer en ek is dankbaar vir dit. En ek dink ek moet so nou en dan van daai klasse gaan sit want my Afrikaans voel baie keer dit verlaat my. Maar ek is verskriklik dankbaar vir daai geleenthede. Ja, ek dink kyk, jy het nou gesê jy's nie 'n taalpuritein nie en raai wat, ek ook nie. Ek praat nie perfekte Afrikaans nie en dit raak al hoe erger hoe meer brandewyn ek drink en hoe lekkerder ek om die braai kuier. Jy sing Neil Diamond. Ja, ek sing Neil Diamond. Maar ek is 'n taalbul. Dit beteken ek sal tot die dood beklei vir die oorlewing van hierdie taal en 'n taal is 'n manier om die wêreld te sien en ons manier om die wêreld te sien is 'n besonderse manier. En ek dink dit is wat jy aan klou as jy daar aan die ander kant is. Jy kom agter, jy kan hier Engels word in Londen. Raai wat? Jy sal so onbesonders wees, soos 'n rooi telefoonhokkie. Jy weet jy sal iets maak jou besonders en dis daai goud, gratis goud wat jy aan jou dra en dis kultuur en dis jou taal. En dis so goed om te hoor uit jou mond uit dat dit vir jou waardevol raak omdat jy dit nie as vanselfsprekend kan aanvaar daar waar jy is nie. Presies dit. Presies. En ek kan vir eerlikwaar sê ek kan nou heel aangesels daaroor.
Maar ek het 'n klein window wat ek weet, 'n klein venster, skuis tog al die tannies en ooms daar buite, wat ek oor hierdie goed kan praat. Ek wil by jou weet en ek het nou die vraag voorheen gevra, wanneer beplan jy om weer hierdie kant van die wêreld te kom, bietjie af suide toe? Australië, Nieu-Seeland, wat is jou planne? Gewoonlik is my gesprek as ek enigstens so iets oorweeg, is dit maar met Arno en ek en hy het al reeds ietsie genoem daaroor dat ons daar kan kyk na vroeg volgende jaar. Ek kan nie onthou wanneer laas ek was nie. Dit voel soos lank terug, maar ek het al so baie gaan kuier oor see dat ek kan die verskillende toere nie meer onderskei nie. Ek weet eendag was my seun saam, my vrou was saam op 'n stadium. Ek sal enigiets doen om my dogtertjie vir julle te kom wys en vir haar te wys hoe lyk julle pragtige wêreld. Skielik uit watter stad uit is jy nou? Waar sit jy nou? Ek is in Melbourne, Arno is in Brisbane, so Dis reg. Julle is in die ooste. Ja, hy sê 16, 17 ure vir my af as ek vlieg tot 3 ure as ek by hom. Ek sien hom gereeld hou. Ja. As hy sê Ons verstaan nie spasie nie. Julle het ruimte in daai land. Daar's meer as genoeg plek om te vlieg as jy wil. Ons dog is 'n groot land tot ons daar gekom het. So ja, ek sal voorreg wees. Ek sal eers laat weet as ek so iets sien. Ek sal vir jou spesifiek eers laat weet. En dan van hier af sal hulle begin adverteer lank voor die tyd sodat mense weet ons gaan daar wees. Ek dink dit is weer hoogtyd. Daar het baie gebeur. Daar's 'n klomp nuwe liedjies uit, maar ek kom altyd met die helfte van die konsert wat 100% vintage is. En ek vat jou terug met prentjies en met liedjies na 40 jaar gelede tot vandag toe en al die treffers wat intussen gebeur het. Dis wonderlik. Dis goed om partykeer vir Suid-Afrikaners te herinner aan wat dit is wat nie net hulle opgegee het as sulks nie, maar ook wat dit is om voor te veg. Om net al kry jy 10% van daai wat jy gehad het 40 jaar terug, is dit die moeite werd. Is dit die fight moeite werd. En ek is 'n voorganger. Ek is die grootste fan van enige iemand wat dit promote. Al is dit in 'n gedig of in 'n song of in 'n movie of in 'n series. Ek is heel voor in die ry. En asseblief as jy kom, ek wil jou kom optel by die lughawe. Vir jou dogter, jou vrou, jou seun, wie ook al kom. Ek stel my kamera op en al wat ons doen is ons ry van die lughawe af na jou venue toe en ons het net 'n lekker chat. En ons kyk of ek jou songs so goed ken soos wat ek sê ek doen. Ska 'n bietjie sing. En jy vang my vas op kamera waar ek klaar dat almal so stadig ry in hierdie dorp. Met julle ry almal op die spoedbeperking. Julle is gehoorsaam, julle is wetsgehoorsaam, julle betaal graag julle belasting en ek weet hoekom, want julle kry orde terug daarvoor en dis 'n wonderlike ding om te sien. Ek moet sê ek sal nou nie kla oor die politiek nie. Snaaks genoeg, die Aussies hier kla genoeg oor die politiek en dan dink ek myself baie keer, yes, I'm stupid. Ja, julle weer daarom nie Joop. Julle weet daarom nie. Dan moet so lê ons op verskillende vlakke van ongemak. Ja. Steve, baie dankie vir die tyd en dankie vir die chat en dit voel net daar is nog so baie wat ons gechat. Nee, groot plesier. Baie dankie. Ek moet sê ons is groot aanhangers van jou en ek is baie dankbaar dat jy die tyd gemaak het vir Oorsee. Ons het nie veel gepraat oor see nie. Ek gaan dit vir jou summarize so 'n jaar terug. Presies 'n jaar terug in Februarie het ek en my vrou in ons vorige huis gesit en ek moet of verskoning vra, Zoom gaan ons afsny in 2 minute. Het ek en my vrou in ons kombuis gesit en besef dat ons is eensaam. En ons het besef ons is nie die enigste Suid-Afrikaners wat eensaam is nie. En ons het besluit, of ek het toevallig gesê maar ek gaan 'n app bou want ek is 'n developer so op die sideline wat Suid-Afrikaners gaan saambring oor see. En ek het toe gegaan sit en het vir 2 weke aan een geprogrammeer en ek het toe Oorsee gebou wat basies 'n app is waar Suid-Afrikaners reg oor die wêreld kan opsign. Jy sê wat se land jy is, jy sê wat se buurt jy is. Jy sign op en die app wys vir jou wie ander Suid-Afrikaners in jou omgewing is. Jy kan dan uitreik connect as friends, connect as connections en jy kan die braais reël, jy kan seker maak jy kinders kan saam speel en al daai tipe dinge wat die ding is maar net daar waar jy iemand hoor Afrikaans praat in die winkel, daar gaan jy connect en ek is amper seker daai selfde aand gaan jy braai. En dis presies wat ons ja, fantasties. Op verskeie wonderlik. Ja, so hy bring mense saam, baie goeie idee. Bring mense as jy onlangs daar is en jy is 'n bietjie verlore. Presies dit. En dit het nie lank gevat vir ander mense om dit te notice nie, veral Arno. Hy het vinnig gesien. Dit bring Suid-Afrikaners saam en nou op die stadium is Oorsee so betrokke by SA Events waar daar ook al iets aangaan Oorsee.
wys ons vir die Suid-Afrikaners wat op ons app is, luister hier's die events wat aangaan, maak seker jy kry jou kaartjies, maak seker jy skakel in, en die terugvoering is net ongelooflik. Ek moet sê, dit is meer as wat ek nog ooit kon droom dit sou wees. Dit is die beste nuus in die wêreld. Ek het dit genoem hier so 'n paar maande terug, of was dit 'n maand of wat terug, en ek dink daar's 'n behoefte daaraan, dis wonderlik, well done, en ek sal dit self misbruik, as ek besluit ek kom toe daar by julle, wat as ons gelukkig is, volgende jaar kan gebeur. Baie dankie, en ek sien uit. Steve, Steven, liefde vir jou, sterkte daar, groete vir almal. sterkte daar, en laat het goed gaan. Bye bye. Dankie, maat, hoor.